Lekker om te sien dat die koue daar nie te veel geoes het onder ons nie. Het is wel een van daardie oggende wat toe ek wakker geword het en so buiten te kyk en sien is wit geryk, toe dink ek, ai, as ek nie bespreek nie, kon ek lekker laat nie. So ek is bly om te sien dat is wel ander ook daar die weerstaan het. Dit is nou basies presies 'n maand voor die bazaar en dit gaan 'n baie lekker ene wees. So, al kan jy nie kom werk nie, kom geniet dit saam met ons. Dit van my kant af, kom ons word saam voor die Here stil. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuilings by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Hemelvader, U weet watter tyd ons inleef en watter onsekerheid daar in hierdie wêreld is waar ons is. Moet dit ons bekommerd en angstig maak en ons wil U vra, kom wees asseblief hier met ons. Mag U die woorde van Psalm 16 vir ons waar is, dat ons in die beskerming ingaan, dat ons veilig en gekoester by U mag wees. Mag U genade vir ons genoeg wees. Here, wees met al die skoliere en onderwysers in die skoolvakansie, mag dit 'n goeie en rustvolle tyd wees, waar hulle ook U genade en liefde kan ervaar. Wees met al die ouers wat sit met die kinders, mag dit 'n lekker tyd vir gesinne saam wees. Bewaar asseblief elkeen wat op die paaie is en in hierdie tyd reis. Mag U beskermende hand oor elkeen wees en hulle veilig weer na ons toe terugbring. Here, wees vanoggend hier met ons in hierdie diens. Mag dit wat ons hier doen, U naam verheerlik en ons naam aan U. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here met 'n loflied. Alhoewel dit skoolvakansie is, sien ek hier is 'n paar jonges hier, soos ek wil graag vra dat die jonges wat hier is, as ek lief na vore sal kom. Ek wil graag so 'n bietjie met julle gesels.
As julle hiervoor is, dan kan julle my hier so voor lekker sit. Dan kan ek julle almal gelyktydig sien. Hoe gaan dit met julle? Goed. Okay. Het julle geweet daar hierdie week iets absoluut akelig gebeur? Dis verskriklik. En dit hou vir 3 weke aan. Weet julle wat dit is? Ja. Skoolvakansie. Julle is seker baie hartseer daaroor, nee. Baie eerlike kinders hier, julle almal skielik op, hulle is nie hartseer daaroor. Is julle bly vir 'n bietjie van 'n breek in die skoolvakansie te kan rus en al daai dinge. Opgewonde daaroor? Jy het nie lekker dinge in die lewe dat daar goed is om uit te sien. Wat is die een ding wat ons baie keer in die skoolvakansie mis? Ja. Julle rus, ek hou daarvan. Wat verlang julle? Wat gebeur? Wie sien julle nie so baie in die skoolvakansie? Ja. Laatslaap is baie lekker, ja. Is daar iets wat in die skoolkwartaal gebeur, wat jy mense wat jy sien by die skool, maar nie altyd so baie in die vakansie nie? Ja? Mense, vriende. Ja, dis die enigste ding van die skoolvakansie wat nou so klein bietjie sleg is. Jy sien jou vriende nie so baie nie. Jy het almal van julle vriende. Kyk, dit lyk soos julle so gaan, dis maar baie positief. Hoe weet mens dat iemand jou vriend is? Jy luister na mekaar en jy speel saam, jy spandeer tyd saam. Dis 'n mens weet iemand is jou vriend. Ek hou daarvan. En dit is die basis van alle verhoudinge, om te gee oor mekaar en om tyd te spandeer. As mens dit doen, dan kan jy nogal baie reg kry. Dieselfde is natuurlik waar nie net in ons vriendskap nie, maar ook in ons geloof. Kan ons sê ons is God se kinders of God se maats as ons nie tyd met hom spandeer nie? As ons nie met hom praat nie? So ek kan nie iemand se maatjie wees en nooit met hulle gesels nie. Nee, dis omdat so belangrik is om tyd met God te spandeer en aandag te gee. Gaan ons saam bid. Ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons goed is en ons help. Dankie dat ons U in ons lewe mag en dat U weet as enige vriend is. Dat selfs al doen ons goeders wat U kwaad maak, U nog steeds met ons tyd spandeer. En U ons nie wegjaag nie. Help ons asseblief om naby U te bly en U wil altyd te doen. Amen. Sien julle kans om 'n liedjie saam met my te sing? Okay, great. Kom ons staan, as ek reg onthou doen ons my emmertjie staan oor. Tannie Mietjie gaan tannie op die orgel speel. Okay, so tannie Mietjie gaan op die orgel speel en die bewegings gaan doen. My emmertjie loop oor. Hoe lyk die emmertjie as ek oorloop? Okay, so hy gaan so. My emmertjie loop oor. My emmertjie loop oor. My emmertjie loop oor. My emmertjie van blydskap loop dan oor. Kyk. Kom ons sing lekker saam. Die volwassenes is ook welkom om die beweging saam te doen. Oh,
Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 10 vanaf vers 25, Lukas 10 vanaf vers 25. Ons lees vanoggend 'n baie bekende, maar tog spesiale gedeelte uit die Lukas Evangelie. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons neem 'n oomblik en word saam voor die Here stil. Hemelvader, dankie dat U ons deur hierdie skoolkwartaal gelei het, dat U met ons was deur 'n kwartaal wat baie interessant was, met 'n skoolvakantiejaar, kort weke en toe 'n verskriklik lang gedeelte. Dankie dat U ons daardeur bewaar het en dat ons nou die vakansietyd kan ingaan. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief is en dat ons inbreking van die lewe werklik oor te midde van alles. Kom wees asseblief vanoggend hier met ons, wanneer ons uit die woord uitlees, mag ons gedagtes en ons hart op U gerig wees. Amen. Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad van Jerusalem af na Jerigo toe was, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so dan ook 'n elephant by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy met sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Tot daar is ons skriflesing. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte en kom in 3 van die evangelies voor: Markus, Matteus en Lukas. En dit word baie keer as mense die wet behandel gebruik as die opsomming van die wet. Dit sê vir mense wat die wet is, waaroor dit gaan. Maar die Lukas Evangelie hanteer hierdie gedeelte redelik anders as die ander 2 evangelies. Die ander 2, Matteus en Markus, vra die vraag: wat is die grootste gebod? Terwyl Lukas sê in die nuwe vertaling: hoe erf mens die ewige lewe, of soos dit hier staan: wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dit kom neer op dieselfde ding, maar die vraag, so manier wat dit gevra word, laat mense daaroor dink, want om te sê, wat is die belangrikste reël? Met ander woorde, watter een moet ek seker maak om nie te breek nie, of so ver as moontlik is hierdie een na te kom, die ander is dalk nie so belangrik nie, teenoor wat moet ek doen om seker te maak dat hierdie lewe nie die einde vir my is nie, en ek nie my oogies eendag toemaak en dan op 'n baie warm plek wakker word nie. Ek dink meeste van ons is nie so verskriklik gepla met wat is die heel belangrikste reël? Ja, dit kan interessant wees, kan goed wees, maar ons weet in elk geval, maak nie saak wat reël jy breek nie, as jy gevang word, jy in die moeilikheid. Maar oor die vraag van hoe kry mens ewige lewe? Dit is iets wat mense in belang stel.
Lukas doen dit vir 'n rede, om mense dieper in te trek en 'n dieper waarde te leer. En Jesus reageer op 'n interessante manier hier, so eerder as om te begin praat, te begin verduidelik en te verklaar en al die dinge wat mense verwag, begin hy deur vrae te vra. Op 'n manier wat deur die eeue gebruik is om moeilike kwessies te hanteer. Jy kry die persoon wat jy mee praat om saam te werk en dan voel hulle, ek's betrokke hier. En Jesus vra 2 vrae, wat eintlik interessant is, want hy vra nie net wat staan in die wet geskryf, so nie net wat sê die Bybel nie, maar ook wat lees jy daar? Met ander woorde, as jy nou die wet gaan lees en jy sien wat daar staan, wat glo jy, hoe interpreteer jy, hoe hanteer jy hierdie kwessie? Jy wat vir Jesus 'n strikvraag gevra het, word gekonfronteer met die vraag van, kyk nou, wat glo jy? Hoe sal jy hierdie situasie hanteer, eerder as Jesus wat sê, dis wat ek glo? Want die tipe vraag is wat jy gevra het om uit te vind, is jy een van ons? Is jy een van die mense wat ons hou van jou, maar ons wil nie reg noodwendig baie tyd met jou spandeer nie, of ons kom oor die weg. Daar's 'n paar goed wat ons nie oor gaan praat nie, want soos rugby, mense weet nie altyd of almal se opinie baie goed is nie. En Jesus hanteer dit op die manier. Daar is het. Gebeur is mense tegnologie lekker gebruik. En wat sê die wet? Die ou antwoord deur 2 aanhalinge in die Ou Testament. En as jy gaan kyk, dit is in Deuteronomium 6, dan sê dit, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart, siel en al jou krag. En hy gaan haal duidelik net 'n opsomming van die eerste 3 gebooie aan, want as jy God lief het met jou hart, jou siel, met al jou krag en jou hele verstand, dan beteken dit jy sal besef, hier is die enigste God, ek kan niemand anders dien nie, en wanneer ek met God praat, moet ek dit op 'n mooi manier doen, en ek kan nie sy naam eintlik gebruik nie, so dit maak sin. Dis 'n goeie, veilige antwoord, want dit som die wet net mooi op. Dis daai eerste 3 gebooie oor ons hantering van die Here, wat hy doen, en dan daarna antwoord hy daarmee saam uit 'n aanhaling wat ons in Levitikus kry. En die woorde in Levitikus is, jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daarmee word die 4de tot die 10de gebod opgesom, want dit begin deur te sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, die persoon wat jy in die spieël sien, moet jy voor lief wees. Want jy kan nie vir iemand anders so lief wees vir jouself, as jy nie vir jouself lief is. Wat beteken, jy moet die 4de gebod nakom om te rus en tyd met die Here te spandeer, anders is jy nie lief vir jouself. En omdat jy dan anders so lief het soos jouself, dan gaan jy hulle respekteer, jy gaan nie by hulle steel nie, jy gaan nie hulle probeer doodmaak nie, jy gaan nie hulle beswadder nie, jy gaan nie hulle goed begeer nie, en jy gaan nie 'n vals getuienis af nie. So hierdie skrifgeleerde is 'n skerp ou, en hy antwoord die vraag op 'n manier wat enige wyse ou sou sê, okay, dis veilig, dis goed en dis reg, en dit is wat mens eintlik sou wou hê iemand moet sê. Wat beter kan daar wees as om die Bybel aantaal en dit te gebruik as jou basis? Maar die skrifgeleerde was nou nie verskriklik gelukkig daar, weet nie wat is nou, ek probeer jou uitvang en nou sê jy vir my, mooi geantwoord. Nee. Dit werk nie. Dan vra jy die vraag, wie is my naaste? Dit klink so onskuldig. Wie is my naaste? Wie is die mense wat ek so lief soos myself het? Maar dit vra eintlik, wie is die mense waarvoor ek moet lief wees? Wie is die mense wat ek mag haat? Wie is die mense wat ek kan uitsluit nie so lief het soos myself nie? Want op daardie punt was daar van die skrifgeleerdes wat gesê het, belastinggaters is uitgesluit in hierdie gedeelte van die wet. Jy hoef nie vir hulle so lief soos jouself te wees nie. Jy hoef nie vir die ontvanger van inkomste met eerlikheid
en deernis te hanteer nie. Jy probeer so ver as moontlik wegkom met wat jy kan daarvan. Jou vyande kan jy voor gaan lieg het. Hulle moet jy lief hê. Jy hoef nie oor hulle om te gee. So hierdie skrifgeleerde probeer uitvind, kyk, is Jesus nou in die groep van die Zelote wat sê, die Romeinse regering is varke, ons doen net wat ons voor kan uitvang, niks verder nie, ons hou niks van hulle nie en volg nie. Dis hy die gematigde groep wat gesê, as jy nou volgende week jou belastingopgave begin inskryf, die Bybel sê, geen die regering wat dit toekom nie, wat hulle vra nie, so ons maak daar 'n paar veranderings en sit 'n paar goed daarby om seker te maak, alles loop mooier as wat dit andersins kon, of is Jesus van die verskriklik konservatiewe groep mense wat sê, al moet jy met deernis en liefde hanteer. So die enigste manier wat jy dit doen, is om weg uit die samelewing uit te gaan, op 'n plek te gaan bly saam met mense wat soos jy dink en soos jy glo, en dan is dit baie maklik om jou naaste lief te hê. Hy wil Jesus se plek vind. En Jesus doen wat hy baie keer doen wanneer iemand 'n moeilike vraag vra. Hy vertel 'n gelykenis. En die gelykenis begin daarmee dat 'n man op reis was na Jerigo. 'n Man was op pad iewers heen om besigheid te doen, handel te dryf, en op pad die rowers hom oorval. Dus 'n aardige ding, dis 'n slegte ding, maar soos om in Suid-Afrika te bly, as ek sou vra wie sal ooit beroof gaan, omtrent die helfte van almal in die kerk hulle hande opsteek, wie het al ooit dit oorgekom dat iemand jou iewers met 'n wapen stop, dan sal daar ook 'n redelike aantal van ons hande moet opsteek. Dis sleg, dit is nie lekker nie, maar dis nie daai skokreaksie van so iets kan nie gebeur, dis alweer een van die tragiese oomblikke in die lewe. En Jesus vertel dit so die mense, hulle self in daai posisie indink, ons was al daar, ons weet wat gebeur, en die man lê half dood daar, die rowers los hom en hy slip daar. En dan weet iets moet nou gebeur, want Jesus vertel nie hierdie ou se aangeval, hy lê daar net somber. Jesus gaan nou 'n voorbeeld hieruit maak, en dan verwag mens, daar gaan help, iemand wat gaan help en 'n verskil maak. En Jesus begin met die ouens wat helde is, die ouens wat reg lewe, die ouens wat rein is, die ouens wat weet presies hoe die wet na te kom. Die eerste een wat daar verbykom is 'n priester. Dis iemand wat diens doen in die tempel, so hulle is nie net mense wat die wet nakom, maar hulle is mense wat die wet interpreteer en so toepas, dat hulle rein genoeg is om in die tempel diens te mag doen. Want jy kon net diens doen as jy in die tempel rein was, as jy nie rein was, moes jy eers deur die proses gaan. Maar, daar is 'n klein vangplek. 'n Lijk is onrein. En as jy in kontak met 'n lijk was, dan moet jy deur 'n reinigingsritueel gaan, voordat jy in die tempel kan diens. Bietjie van 'n probleem. So hierdie priester kom daar so, en hy sien die ou van deur ver af. Hy kan nie sien of die ou asemhaal nie. So hy weet nie of die ou lewendig is nie. Nou kan hy die regte ding doen volgens reinheid is, hy is dood, ons los hom. Die groter vraag is, wat sou jy doen vir jou naaste? Hy het nie regtig verskriklik daar aandag gegee nie, so hy het maar sy oogies toegeknip, verbygestap, waarskynlik 'n gebedjie opgesê, Here help asseblief die arme man se familie wat hom verloor het. Dit is 'n verskriklike tragedie. En dan kom 'n voet verby. Nog iemand wat veronderstel is om 'n held te wees. Iemand wat 'n spesifieke taak in die tempel het, maar deel is van die mense wat spesiaal uitgekies is vir God om 'n voorbeeld te wees van hoe gelowiges moet leef, hoe om rein te wees en reg op te tree soos God wil. Want op 'n stadium in die Ou Testament toe die volk nie gedoen het wat reg is nie, die Lewiete gesê, ons gaan die Here doen. Ons gaan doen wat reg is. Ons gaan 'n voorbeeld wees. En daarom het hulle sekere voordele. En hy kom homself te oor en sien die oues daar en leef hy of leef hy nie? Gaan ek daai kans vat om aan deur te vat en dan sy dood? Die reinigingsritueel kos nie geld nie, maar
Dit vat tyd, dis moeite, jy kan nie jou werk doen nie, en plaat nie al ongemak. Ek weet nie almal van ons hou van die gedagte om aan iemand te vat wat dood is. Dit is soms 'n bietjie skeer en aardig. Met die gevolg, die helde in die verhaal, die mense wat veronderstel was om die regte ding te doen, het die regte ding gedoen, verbygestaan, geen liefde of deernis getoon. Dan kom die Engelse woord is die plot twist, die wending. Die Samaritaan kom daar vandaan. Nou die Samaritane en die Jode was vyandig geweest, want Samaritane is mense wat oorgebly het toe die noordelike ryk van Israel in ballingskap weggevat is, en toe het die Assiriërs, die Perse, ander ouens daar gaan vestig, en die mans wat daar was het gesien, die meisies lyk nogal mooi, getroue kinders gekry, en na 'n paar generasies is wat hulle doen en wat hulle glo nie 100% wat dit altyd was nie, soos 'n familiese tradisie. My ma en pa dit gedoen, haar ma en pa dat gedoen, ek hou van daai gedeelte, ek hou van daai gedeelte, sit dit by mekaar, dis ons nuwe tradisie en dis hoe ons aangaan. So 'n paar generasies later, hulle glo dieselfde God as die Jode. Hulle het ook die eerste 5 boeke wat hulle as heilig ag, die meeste van die Ou Testament sien hulle as belangrik, maar hulle het nie gedink dis 'n great idee om in Jerusalem te gaan aanbid nie. Hulle het hulle eie aanbiddingsplek gehad. Hulle was ook kinders van Abraham gewees en het oor 70-80% van alles saam met die Jode gestem. So net genoeg om te sê, hulle kon ons gewees het, maar hulle is nie, ons hou nie van hulle nie. Want hulle doen goeders wat ons nie meer gemaklik is nie, wat ons dink verkeerd is, so ons hou niks van hulle nie. Die algemene manier hoe jy van 'n Samaritaan gepraat het as jy 'n Jood was, is om hulle honde te doen. Want daai honde is agteraf steel en byt en doen alles wat verkeerd is. So wanneer Jesus vir hierdie mense vertel het, en daar kom 'n Samaritaan, as die verwagting, hy gaan daar kom ons gee die ou net 'n skop om te kyk of hy nog lewe. En juist dit doen hy. Die ou wat onrein is, nie die gesondheidsreëls nakom nie, nie die reinigingsreëls nakom soos enige gelowige Jood op daai punt sou stop. Neem olie en wyn, behandel die ou, meer as dit, hy besluit, hy gaan hierdie ou wat beseer is, op sy rydier laai, en hom wegvat. Hy stap van daar af verder, en maak seker die ou val nie af. Hy kyk hom, meer as dit, hy gaan kostes aan om seker te maak, die ou word verder versorg, en word na gekyk. Meer as dit, en hy 'n ding wat verskriklik gevaarlik is, hy sê vir die ou wat na hom kyk, as daar nog kostes is, sal ek dit betaal wanneer ek terugkom. Dis mos nou 'n gevaarlike ding, want hy is nie daar nie, en hy gaan nie weet wat hy op die invoice sit nie, so hy kan oor 'n week of 2 daar kom en dan, ek moes 60 verbande gebruik, 40 liter olie, en was soveel wyn wat nodig was om die ou gesond te kry, en sy kragte bymekaar te kry, dis net nie snaaks. Maar hy is bereid om dit te doen, so hierdie ou na gekyk het. Die ou wat veronderstel was, om 'n vyand te wees, is op die ouend die een wat help. En nadat Jesus die gelykenis vertel het, vra hy vir die skrifgeleerde, en, nou wie sê jy, van hierdie 3 mense, was die man se naaste gewees? En daar was net een antwoord wat gegee kan word, dis die een wat omgegee het, die een wat gehelp het, die een wat barmhartig is, die medelee betoon het aan iemand. En dan gee hy opdrag. Gaan en maak jy niks so. En die skrifgeleerde sê nie nog 'n woord toe, want hy weet, hy het Jesus probeer uitvang, want hy ken die Bybel goed, hy ken die reëls, hy weet wat gedoen moet word. Met sy strikvraag sê Jesus vir hom, dis belangrik om jou naaste lief te hê as reg te wees. Dis belangriker om te gee oor ander mense, as om die letter van die wet na te kom. Al die kennis van die Bybel help jou niks, as dit nie oorkom en daar nie.
Want hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan is die held, nie die goeie held is. Dis die ou wat eintlik die skurkboot is. Die een wat eintlik die vark in die verhaal moes wees wat omgegee het en liefde betoon het. Die verhaal van die barmhartige Samaritaan vandag elkeen van ons uit om mooi na ons lewens te kyk. Waar ons aangaan. Die Jesus sê om in die hemel te kom, om die ewige lewe te kry, dat ons vir God lief wees met alles wat ons is en ons naaste soos onsself. En as mens wil vra, wie staan mense wat ek oor moet omgee? En Jesus sê, nee, wie is die mense oor wie jy moet omgee? Maar vir wie kan ek 'n naaste wees? Jesus sê vir alle praktiese doeleindes, wanneer jy in die wêreld is, wanneer jy omgaan, wanneer jy die lewe en goed doen, is ons taak, ons werk, om vir mense wat dit nodig het, liefde te doen. Die wat seer het, troos. Die wat dit nodig het, by te staan. Jesus kom daag mense uit, om God se liefde in hierdie wêreld te lewe. Al beteken dit jy waag die kans om soms goeders te doen wat onrein kan wees. Die barmhartige Samaritaan het ook geweet, jy raak nie in reg. Maar hy het geweet, ons vat eerder daai kans om te lief te wees, as om te veel te oordeel. Want twee gelowige mense se oordeel het amper iemand se dood veroorsaak. In hierdie gelykenis. Dit kom daag ons uit, om waar ons is, te kyk. Waar God se liefde in hierdie wêreld nodig is. Dit beteken ons gaan nie uit en sê, Carleton wil, ek's baie lief daarvoor wat hy sê, so vergeef my. Dis die lelikste dorp wat ek nog in my lewe ingetrek het. Dis nie heeltemal waar nie, Sekunda is ook baie naby toe. Net so lelik. Maar, dit vra vir my om te sê, waar kan ek in hierdie verskriklike lelike dorpie liefde doen? Hoe kan ek dit 'n mooier en beter plek maak? Hoe kan ek 'n verskil maak dat God se liefde hier sigbaar is? Hoe kan ek, wat nie perfek is, wat foute maak, wat nie altyd die regte ding doen nie, God se liefde in hierdie wêreld uitdra en bring? Jesus kom daag ons uit, vir hierdie wêreld, waar ek brood nodig het, 'n naaste te wees. As ons moet saamstaan, vra die Here om ons daarmee te help. Ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Dankie dat alhoewel U Jesus die reg gehad het om verby ons sondaars wat verkeerd doen te staan. Want ons is onrein en ons doen wat verkeerd is. Maar dat U aan ons ook barmhartigheid betoon het. Here, help ons asseblief. Om nie soos die skrifgeleerde te wees om probeer uitvind. Wie kan uitsluit? Wie kan wegjaag? Wie kan wegwys? Maar help ons, om soos die barmhartige Samaritaan te wees. Gewone mense, met ons foute, met ons probleme, wat te midde daarvan U liefde in die wêreld uitdra. Here, help ons, om vir almal wat te doen is, 'n naaste te wees. Here, help ons, om vir mense wat dit nodig het, U liefde uit te dra, uit te deel en te gee. Here, help ons, om nie so gevestig te wees daar om reg te wees, dat ons die punt mis. Help ons asseblief, om U liefde en die genade, in die wêreld te laat seëvier, sodat U koninkryk hier mag kom. Mag ons so lewe, dat ons ewige lewe ontvang, omdat ons U met hart, siel, verstand en aan ons krag liefhet, en ons naaste soos onsself. Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, want ons weet ons verdien nie, maar ons vra alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankoffers.
ons saam staan en ons geloof in die Here saam bely. Ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore is in Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en binne neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Ons bly staan en sing ons slotlied. Amen.
ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons lei, ons beskerm, en ons dra, nou, maar tot ewigheid. Amen. Willem en Michelle het nou trouwens, die wat tyd het, is welkom te bly en die geleentheid saam met hulle waargeneem en getuies daarvan te wees. Die wat ander goed wat gedoen moet word, is wel welkom om te gaan.